Goeienaand almal. Vanaand se lesing is 'n moeilike lesing om te gee. En weer eens voordat ek nog begin, wil ek om verskoning vra. En sê dit gaan nie oor persone nie, dit gaan oor instansies. So dit gaan oor die hele instansiewe stelsel. En ons gaan net op die skerm sit wat gesê word en wat die Bybel van ons verwag. En dan op grond daarvan kan ons 'n keuse maak. Die lesing se naam is die kinders word byeengeroep. Jesaja 47 vers 8 sê, dit is ek en niemand anders nie, ek sal nie as weduwee sit of kinderloosheid ken nie. En hier word dit aangehaal wat die groot hoer sê. Dit is ek is, sy sê sy is God. Dan sê sy ek sit as koningin en is geen weduwee nie, en droefheid sal ek nooit sien nie. Openbaring 18 vers 7, daar sien ons die konneksie tussen die Ou Testament en die Nuwe Testamentiese voorspellings aangaande die Antichrist. En ons het 'n volledige lesing daaroor gedoen, so ek gaan dit nie weer definieer nie. Die Bybel noem hierdie stelsel in Openbaring 17 vers 5 die moeder van die hoere. Nou as die moeder 'n hoer is en die kinders is hoere, dan het ek 'n vraag. Beteken dit dat hulle uiteindelik almal afvallig is, ja of nee? Nie noodwendig dat hulle almal is nie, maar as sy die moeder is en hulle kom almal onder haar vlerk en die Bybel noem hulle ook hoere, dan beteken dit hulle raak ook afvallig. In watter sin raak hulle afvallig? Ons sal moet kyk. Nou as ons kyk na Rome, dis die hoofkerk en daar is die plak op die voorste pilare en daar staan Mater Ecclesia, wat beteken die moeder van alle kerke. Sy is die moeder. En natuurlik, sy beweer ook, sy sal nie 'n weduwee wees nie, sy sal nie ly aan die verlies van kinders nie, en die kinders wat sy verloor het, sê sy, sal terugkeer na haar toe. Nou dit sal 'n verskriklike ding wees. Hier is die kategese van die Rooms-Katholieke Kerk, dit kom uit hulle eie een uit, en ek het dit net so vir julle gegee, sonder om dit te vertaal, sodat julle kan sien, dit kom uit die oorspronklike. Dis artikel 2030, die kerk is die moeder en die leermeester. Dit is in die kerk, waar al die gedooptes hulle vokasie vind. Dit is van die kerk wat hulle die woord ontvang, die wet van Christus. Dit is die kerk waar hulle die genade van die sakramente kry. Dit is van die kerk waar hulle leer om heilig te wees. Dit is die model. En in al hierdie dinge is die model die heilige, alles heilige, Maagd Maria. Nou, vraag, is dit Bybels? Dis nie Bybels nie. Goed. Maar die Katolieke Kerk beweer, sy is die moeder, sy is die leermeester, en in haar word mense alheilig, en hulle word alheilig deur te kyk na Maria. Nou as Catechism of the Catholic Church, wat is hulle definisie van ongelowigheid, kettery, afvalligheid en verdeeldheid? Hulle sê in the Catholic Encyclopedia van 1911 sê hulle, daar is geen ernstige oortreding as kettery nie, en daarom moet dit uitgeroei word met vuur en die swaard. En artikel 2089 van hulle eie katekisasieboek sê, incredulity, dit is om nie te glo nie, is om 'n bewese waarheid te weier. Heresy, dis kettery, is om te weier om een of ander waarheid te aanvaar, wat deur die goddelike, katholieke geloof uiteengesit word. Met ander woorde, as die paus ex cathedra praat, en hy sê, dit is waarheid, en ek weier om dit te aanvaar, dan is ek 'n heretiker. En ons sien, daar is geen ernstige oortreding as kettery nie, en daarom moet dit uitgeroei word met die vuur en die swaard. Dis wat die Bybel sê, dat ons moet net die woord gehoorsaam, en die Katolieke Kerk sê, nee, jy moet die kerk gehoorsaam. En dan afvalligheid, apostasy, is om glad nie te glo nie, en schism, is skeiding, is
om te weier om onderdanig te wees aan die paus. So, daar is al die slegte woorde, en ons het hulle definisie, uit die Rooms-Katholieke boek uit. Nou as ons kyk na die reformatie, dan sien ons Wycliffe, Jerome, Luther, Knox, Calvin, Baxter, en die ander leiers van die reformaties was eensgesind omtrent die identiteit van die antichrist. Gratian en Guinness sê, en die sienswyse van die reformeerders is gedeel deur duisende, deur honderde duisende, dit is aanvaar deur prinse, gewone mense, onder hulle invloed het nasies hulle trou aan die vals priester van Rome afgesweer. In die daaropvolgende reaksie het dit gelyk of alle kragte van die hel losgelaat het. Nogtans skryf hy, het die reformatie onverslaan en onoorwinklik bly staan. God se woord het dit staande gehou. So wat hou die reformatie staande? God se woord. Daar's niks anders nie. Nou wat as die kerk het so ver kry om God se woord sekondêr te maak tot eenheid? Dan raak ook die probleem. Romanism and the Reformation. Kom ons kyk na die strydpunte tussen die katholieke kerk en die protestante. Die inleiding van die ou King James Bybel, en as julle een het, kan julle daarin lees, verwys na die pausdom as die man van sonde en waarsku teen kwaadwilligheid van wat dit noem pauslike persone. So hulle het nie doekies omgedraai nie, hulle het sommer prontuit gesê, wie's wat. Die Douay Bible Notes, dis die Rooms-Katholieke Bybel, het die volgende gesê oor die protestante. Alle protestante geestelikes is diewe, moordenaars en predikante van die duiwel. So julle sal saamstem, daar was nogal 'n stryd tussen die groepe, né? Hulle het nie van mekaar gehou nie. Western Watchman, 'n Rooms-Katholieke bron, sê protestantisme, die moorddadige heks, is stadig besig om te sterf weens korrupsie en oorerflike verdorwenheid, en sy sal nie veel langer die aarde belas nie. So in 1914 het die Rooms-Katholieke kerk al gesê, protestantisme, dis verby met jou. Western Watchman, November 12, sê protestantisme is nie 'n godsdienst nie, was nog nooit 'n godsdienst nie. Die meeste wat daarvan gesê kan word, is dat dit 'n vorm van verkrachting en rowery was, wat homself as 'n godsdienst voorgedoen het. Mooi woorde. Nou die mag wat gebruik is om teen die protestantisme te veg, is die Jesuitiese orde. Hulle was die voorste lyn. Die Jesuitiese orde is gestig op die 15de Augustus 1534 deur Ignatius Loyola. En History of the Jesuits sê, sy generaal het as absolute alleenheerser geregeer in alle dele van die wêreld. Hoeveel dele van die wêreld? Alle dele van die wêreld. En die verskillende koninkryke van Europa, Asië, Afrika, Amerika het aan sy voete gelê, opgedeel in provinsies. So die pausdom het die hele wêreld opgedeel in provinsies, en oral is die Jesuite ingestuur om daai gedeeltes onderdanig aan die paus te maak. Hulle moes gehoorsaam wees soos perit a cadaver, soos 'n lijk. Loyola skryf selfs as God jou 'n redelose dier gee as meester, moet jy nie huiwer om hom te gehoorsaam as meester en gids nie, omdat God dit so bepaal het. Hulle was gebreinspoel, absoluut gehoorsaamheid, maak nie saak wat daar vir jou gesê word nie. Net na die reformatie begin het die Raad van Trent by mekaar gekom, en hy is by mekaar geroep deur Paus Paulus III tussen 1545 en 1563. En die protestante is genooi, want hulle het mos nou hierdie schism, hierdie skeiding veroorsaak, en nou moes dit of reggestel word, of die oorlog gaan voort. So hulle was teenwoordig, en die raad herbevestig die leerstellings wat deur die reformeerders betwis is. So in plaas daarvan dat Rome verander Rome nie 'n jotel nie. Kom ons kyk wat hulle herbevestig het by die Trent Konsilie. Nommer 1, transsubstansiasie. Met ander woorde, die mis is 'n letterlike offer van Jesus Christus, en hy is letterlik teenwoordig in vlees en bloed en word geoffer. Dit is nie Bybels nie, want die Bybel sê hy is een keer geoffer vir almal. Tweede twistpunt was regverdigmaking deur die geloof en werke. Jy kan gered word deur werke. Die protestante het gesê nee. Die middeleeuse mis is gehandhaaf, die vorm van die middeleeuse mis. Dit was nie Bybels nie. Die 7 sakramente is bevestig. Met ander woorde, verlossing is nie net deur Jesus Christus nie, maar jy kry heil uit die sakramente. So jy kry heil as jy gedoop word, jy kry nog meer heil as jy aangeneem word, jy kry nog meer heil as jy trou, jy kry nog meer heil as jy so aan en so voorts gaan. Die al 7 van hulle.
Dan celibaat, die celibaat-leerstelling is gehandhaaf, priesters moes celibaat wees. Die leerstelling van die vaarvuur is gehandhaaf. Die aflaatstelsel, jy kan betaal om jou sondes te laat vergewe, is herbevestig. En die paustelike krag is vergroot en absolute gehoorsaamheid aan hom is beloof. So na Trent was die reformatie volmaak. Daar was geen terugkeer nie, want Rome het nie een jota of titeltjie verander nie. Wat is die leerstelling omtrent transsubstansiasie? Eucharist Meditation sê, wonderlike waardigheid van die priesters en hulle hande soos in die skoot van die geseënde Maagd Maria, word die son van God verpersoonlik. Aanskou die krag van die priester, die tong van die priester skep God van 'n stukkie brood, dit is meer as om die wêreld te skep. Nou ja, dis nie Bybels nie. Kanon 1, dis Rooms-Katolieke wet, as enige iemand ontken dat in die sakrament van die mees heilige nagmaal opreg, werklik en waarlik teenwoordig is die liggaam en bloed en tesame met die siel en godheid van ons Here Jesus Christus, maar sê dat hy daarin is as 'n teken, of as 'n figuur of 'n krag, laat hom vervloek wees. Council of Trent, sitting 13. In ander woorde, ongelukkig staan ek vanaand voor julle vervloek deur die Rooms-Katolieke Kerk, want ek glo dit nie. Want die Bybel sê in Hebreërs 10 vers 14, want deur een offer het hy altyd volmaak wat geheilig word, die wat geheilig word. So dis wat die Bybel sê. Ek verkies om dit te glo. Vergifnis van sondes, julle ken die storie, Lukas 5:21, as jy sondes kan vergewe, dan was dit godslasterlik. Daar staan godslasterlik, sondes vergewe, en Lukas 5:24, dieselfde, geen mens kan sondes vergewe nie, net die Here kan sondes vergewe. Julle ken al die teks, dignity and duty of the priest. Die priester het die mag van die sleutels, of die mag om sondaars van die hel te verlos, of hulle waardig te maak vir die paradys, of hulle te verander van slawe van sonde na kinders van God, en God self is verplig om homself neer te lê by die oordeel van priesters, en om of nie te vergewe nie, of te vergewe. Ek meen, dit is verskriklik. Is dit Bybels? Dat jy magtige gaan wees gaan God, en sê, hey Here, ek sê nou vir jou, jy mag nie die ou vergewe nie, want ek vergewe hom nie. Sjoe. 1854, dis nou lank na Trent, verklaar Paus Pius dat Maria vlekloos was. Met ander woorde, soos Christus, sonder sonde. Maar Paulus sê, sy is gebore onder die wet, beteken onder die vloek van die wet. So sy was net soos enigiemand anders. 51 verklaar Paus Pius die 12de die leerstelling van die liggaamlike hemelvaart van Maria, om koningin in die hemel te word. En Katholieke Leiman van 1856 sê, die sondaar wat waag om direk tot Christus te gaan, mag weggaan met vrees en bedigtheid vir sy toorn, maar laat hy net die bemiddeling aanwend van die maagd met haar seun, en sy hoef net aan haar seun die borste te toon waaraan hy gedrink het, en sy toorn sal onmiddellik bedaar. Dis half siek. Dis half siek. Kom ons kyk na die stellings van die Katholieke heiliges aangaande Maria. Hy wat toevlug nie tot Maria neem nie, val en is verlore. Is dit Bybels? Nee. Sy word genoem die poort na die hemel. Die weg na verlossing is oop deur niemand behalwe deur Maria nie. Is dit Bybels? Nee. Die verlossing van almal hang daarvan af of hulle in die guns of in die beskerming geniet van Maria. Is dit Bybels? Nee. Hy wat deur Maria beskerm word, sal gered word. Hy wat nie deur beskerm word nie, sal verlore gaan. Ons verlossing hang van u af. God sal nie red sonder die voorspraak van Maria nie. So die kloof tussen protestante en katholieke, word dit groter of kleiner? Hy word groter. Die kloof word groter. Dit kom van Dave Hunt, Woman Rides the Beast, bladsy 438. So die Rooms-Katholieke Kerk leer, hier is haar huis in Ephesus, nadat Johannes haar soontoe geneem het sy hier gaan woon, en daar is dit uit 'n tydskrif uit, Sieners se verhale, wat gelowiges na hierdie kapel in Efesië, Turkye gelei het, is bewys as vervalsings, maar die kerk aanvaar dat dit Maria se laaste woning was. So, almal weer as 'n vervalsing, maar hierdie plek is heilig. Mense gaan aanbid daar. Selfs moslems gaan soontoe en aanbid, want Maria word baie hoog geag. Trouwens, die Koran sê dat Maria staan selfs hoër in die hemel as Fatima, die dogter van Mohammed. So daar is die skakel tussen die twee. Dit is daar die plek.
So aan die een kant het sy sonde om te sterf hemel toe gegaan, maar as jy na die ortodokse kerk toe gaan in Jerusalem, dan het jy 'n graf van Maria en jy kan geld daar opsit en dan kan jy weet, genade ontvang daar. So 'n bietjie te mekaar, daar's 'n graf, maar sy is nie meer daar nie, sy is in die hemel en sy was ook nooit daar nie, sy was in Efesus, jy weet, baie te mekaar spoor. 1950 verklaar en bekragtig die paus dat sy liggaamlik opgevaar het. Dan die leesstelling van die Vagevuur. Dit is berus op 'n tradisie. Hier, artikel 1030. All who die in God's grace and friendship but still imperfectly purified are indeed assured of their eternal salvation. So as jy gesterf het, jy was 'n vriend van God, maar jy was nog 'n bietjie sondig, dan is jy verseker van jou ewige lewe, maar na die dood moet jy eers gereinig word en dit gebeur hier in die Vagevuur. Jy moet maar so 'n bietjie brand daar. En dit berus op 'n tradisie en dis vir klein foutjies. Is dit Bybels of is dit nie Bybels nie? As die Here jou reinig, doen hy 'n halwe werk. Nee, hy doen nie halwe werk nie. My God doen nie halwe werk nie. So, tradisie en die skrif en onfeilbaarheid is enorme probleme. Watter ene is watter ene? Daai was Bonaventure se boekie. Hy sê, it follows from what has been said that the church does not draw its knowledge of all that God has revealed from the Holy Scriptures alone. Die kerk kry nie sy kennis net van die Heilige Skrif nie. Dit berus op tradisie en op die skrif. Tweedens, hierdie verbintenis tussen die skrif en die tradisie is berus daarop die feit dat by die Katolieke tradisie die konteks is waarin die skrif geïnterpreteer moet word. So nou is die skrif nie meer saghebbend nie, tradisie is meer saghebbend as die skrif. Dit kom van Bonaventure se boek af. Die Bybel. Wat het hulle daar gesê? Die Rooms-Katolieke Kerk het in 1599 gesê, dit is 'n verbode boek. Dit was 'n doodsonde om die boek te hê. Die vroeë kerk te Antiochië het die Syriese Bybel gebruik en vertaal uit die Hebreëus en die Grieks, en dis wat die Waldensers gehad het, en hulle het dit gebruik om die Bybel wat die protestante gebruik het te vertaal. Dit was onbesoedel. Dit het gekom daar uit die gedeeltes waar Paulus gepreek het. Die Katolieke Kerk se Bybels kom uit ouer geskrifte, sommige van hulle, maar hulle kom uit Alexandria. Dis daar in Egipte. Daar was 'n biblioteek, Here het hom afgebrand. Maar ek dink dit was Here, weg daarmee. Maar dit was totaal heidens. En die Septuagint is vir die biblioteek in Alexandria voorberei, 285 voor Christus, en die Vulgaat, wat die Katolieke Kerk gebruik, berus daarop. Die Raad van Trent het ook bygevoeg die apokriewe boeke. Wie ook al nie hierdie boeke en elke deel daarvan aanvaar as heilig en kerkgeregtiglik, soos hulle normaalweg gelees word in die Katolieke Kerk en soos vervat in die ou Vulgata Latynse uitgawe, of wie wetend en opsetlik die genoemde tradisies verag, laat hom vervloek wees. Sjoe, ek styer alweer onder 'n vloek. Want hierdie boeke is nie Bybels nie. Die apokriewe is nie Bybelse boeke nie. Kom ons lees 'n bietjie. Towery. Ek het hom nou direk uit die Katolieke ingevat. Tobias 6 vers 4 tot 8. Open the fish, maak die vis oop. Neem die hart en die lewer uit en die gal. En as 'n duiwel of 'n bose gees is, dan moet jy 'n rook maak van hierdie gal voor die mens wat besete is met hierdie dinge, en die gees sal weggaan, hy sal hom nie meer pla nie. Is dit nie fantasties nie? Ek het nooit geweet jy kan hierdie probleem oplos met die galblaas van 'n vis nie. En die gal is ook goed as 'n man probleem het met witness in die eyes, ou Engels vir ooginfeksie, dan sit jy daai gal in. Ek dink jy's 'n oogspesialis, daar kan jy gehoor. Jy moet 'n bietjie daai ding probeer, jong. Hierdie galblaas kan dalk 'n ding of twee werk. Is dit Bybels? Dis towerny, dis nonsens. Teregwysing, Markus 16 vers 17. En vir die wat geglo het dat hierdie tekens volg, in my naam sal hulle duiwels uitdryf. Handelinge 16 vers 18. Daar sê ek beveel jou in die naam van Jesus Christus, nie die galblaas van 'n vis nie, wat ek rook van maak, duiwel kom uit nie. Dis die Bybels nie. Kom ons kyk nog 'n paar. Werke. Tobias 12 vers 9. For alms doth deliver from death and shall purge away all sin. As jy geld gee, sal jou sondes gedelg word en al jou sondes weggespoel word. Is dit Bybels? Ek dink nie so nie.
1 Petrus 1 vers 18 tot 19 sê, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer, goud, losgekoop het as julle ydelle lewenswandel wat deur die vaders oorgelewe is nie. Gewone die Katolieke kerk wil daai goed hê, want hulle het geloop deur werke. Gebede aan die dooies, 2 Makabeus 12 vers 43 tot 46 sê, jy kan bid aan die dooies en vir die dooies. 1 Johannes 1 vers 7, maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sondes. Het ek nodig om vir die dooies te vra om vir my voorspraak te doen? Bybel weet niks daarvan nie. Wat van die Vulgata, wat so opgehef word? Die Raad van Trent het die Vulgata voorgestel as onfeilbaar. Paus Sixtus verklaar om onfeilbaar. Clement 3, wat daarna kom, 1592, gee opdrag dat hy verbeter word, 2000 foute word reggestel. So hoe onfeilbaar was hy? Maar kom ons kyk wat hy nou nog sê. Die Vulgata, 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur God ingegee, sê ons Bybel. Die Douay, dis die Vulgata, sê, alle skriftuur deur God geïnspireer is voordelig. So sekere dele is nie deur hom geïnspireer nie. Hebreërs 11 vers 21 is pragtig. Die Bybel sê, praat van Jakob, hy het aanbid terwyl hy leun op die knop van sy staf. Die Vulgata sê, Jakob het die knop van sy staf aanbid. Met ander woorde, nou kan ek relieke aanbid en ek gaan voorbeelde neerbid en ek kan die kierie vat en ek kan vir hom bid. Daar is niks meer simpel as dit nie. Maar dis wat die Vulgata sê. So, is die apokriefe Bybels, ja of nee? Nee, dit strook nie met die Bybel nie. Openbaring 22 vers 14, die Bybel sê, salig is die wat sy gebooie doen, en die Vulgata vertaling sê, salig is hulle wat hulle klere was. As jy kyk in julle ou Afrikaanse vertaling, dan sê, salig is dit hulle wat die gebooie doen, en die nuwe Afrikaanse vertaling sal sê, salig is hulle wat hulle klere was. Want die doelstellings en leerstellings van Katholicisme het oral ingekruip. So nou is daar 'n kontra-reformatie, 'n teenreformatie. Die reformatie het gesê, daar is die antichrist, toe kom hulle, die Katholieke met die Jesuitiese leerstelling, en hulle verkondig preterisme en futurisme. Hulle sê, nee, die antichrist was Antiochus Epiphanes 3, wat daar in die verlede in die Griekse tyd gebly het. En die ander kerke sê, nee, futurisme, die antichrist kom in die toekoms, na die wegraping plaasgevind het. Nie een van hulle is Bybels nie. Maar hulle bly weg van die ware antichrist, die klein horing wat in Daniël 7 uitgeken word. En al twee daai is letterlik katholieke leerstellings. Nou ek wil vir julle vandag sê, die Afrikaanse kerke in ons land glo daai twee. Hulle het die ou protestantse leerstelling, wat op klip gebytel is, verwerp. Hulle glo preterisme en futurisme. Trouwens, in die kweekskool word hulle geleer preterisme, maar van die kansel preek hulle futurisme. Nou dit raak daarom nou die mekaar spul. Dit raak het die mekaar spul. Want daar het jy 'n predikant, hy leer preterisme, en vir die volk praat hy van die koms van die antichrist in die toekoms, en die wegraping. En dis uit dieselfde kerkfamilie. Dit is regtig 'n groot verwarring. Hoe kritiek, 1678 het begin deur Richard Simon, Rooms-Katholieke geleerdes, Alexander Geddes. Hierdie geleerdes is in alle teologiese inrigtings. En die Bybel word uitmekaar uitgeskei. So as jy hom nie kan vernietig nie, dan ondermyn hom, soos 'n wurm, vreet hom van binne af op. Johannes 5:46 tot 47 sê, maar as julle Moses geglo het, sou julle my glo, want hy het van my geskryf, en as julle sy geskrifte nie glo nie, hoe sal julle my woorde glo? Wat van evolusie leer? Hulle glo dit nie eens meer nie. In die 9de eeu het die protestantse wêrelde begin met Samuel Maitland, futurisme aanvaar, om vyandigheid met Rome te staak. En toe het daar in glossolalia, in tale spreek, in Irvine se kerk, boodskappe kamstig gekom, dat futurisme of preterisme die waarheid is. Nie een van hulle is Bybels nie. Die klein horing, baie duidelik in die Bybel, is Rome. Kyk maar na die man agter die maske video, daar word dit uiteengesit. En dan word daar nou geleer van sekere tydperiodes. So byvoorbeeld, die Scofield Reference Bible gebruik hierdie verskillende periodes
van die verlossingsplan. So daar was 'n tydperk van onskuld voor die sonde, en dan was daar 'n gewete antidiluwiese wêreld, menslike regering postdiluwiese wêreld, dan was daar die belofte, dis Abraham, dan was daar die wat onder die wet was, Levitikus. Nou sê hulle, ons lewe nie meer onder die wet nie, ons is nou onder die genade, dis die kerkperiode, en dan kom die ewigheid, die koninkryk. Maar tussen die genade en die koninkryk is die wegraping, so dit geld net vir die Jode, dit geld nie vir ons nie. Waarvoor wil jy dan nie vir ons Vader bid? Mag u koninkryk kom, as dit nie vir ons van toepassing is nie, maar net vir die Jode. Daar is nie so 'n ding in die Bybel nie. Daar is nie een so 'n ding nie. Hoe is die mense voor voor die sonvloed? Hoe is hulle gered? Deur die bloed van die lam. Hoe is hulle gered na die sonvloed? Deur die bloed van die lam. Hoe is die Jood gered? Deur die bloed van die lam. Hoe is ek en jy gered? Deur die bloed van die lam. God het nie een manier om 'n ou te red gister en 'n ander een vandag nie. Die Jood moes al die gebooie hou en ek kan maar doen wat ek wil want ek staan onder die genade. Dis nie eens Bybels nie. Dit is alles Rooms-Katolieke leerstelling. 1869 roep die Paus die Vatikaan I konsilie bymekaar in Ultramontinisme C4. Alle mag in een man, die Paus. En dan 1870 verklaar hulle die Paus is onfeilbaar ex cathedra. Hy kan nie 'n fout maak nie. Katolieke en protestante behoort hulle nou nader of verder uit mekaar uit te gaan? Hulle behoort verder uit mekaar uit te gaan. En toe Paus Pius die 9de in 'n onsensbrief, hy veroordeel liberale teologie, Bybelgenootskappe, skrifverspreiders en skeiding van kerk en staat. Hulle behoort nog verder uit mekaar uit te gaan. Wat van die onfeilbaarheid? Dit kom van More Questions to Your Answers, Bonaventure Henwood. Julle ken hom ons, hy was baie op ons TV. Hy is die gesegsman vir die Rooms-Katolieke Kerk in ons land. The church cannot fall into error in carrying out the service towards divine revelation. Dis nie middeleeuse goed nie, dis nou. Hy sê, die kerk kan nie 'n fout maak nie, want Christus has given to Peter, his successor, the popes, the holy special assistants, so that they may preserve what Christ made known to the apostle in its full purity. This charisma of truth, hierdie onfeilbaarheid, hierdie charisma van die waarheid, kan nie weggeneem word nie. Die paus is onfeilbaar. Ongelooflik. Waar die paus ook al praat, as hoof van die kerke, as gevolg van die Vatikaan I gesegdes, dan het die paus absolute leerstellige autoriteit. En hy is beskut, protected from error, beskut teen foute, deur sy onfeilbaarheid wat Christus vir sy kerk geskenk het. So, daai leerstelling geld vandag. Paus Boniface, hy's onfeilbaar, so hulle kan nie een leerstelling terugtrek nie. Hy sê in sy Bull Unam Sanctum, en moenie van julle stoele afval nie, hou vas. Die Romeinse paus oordeel almal. Wie oordeel ons eintlik? Alle oordeel is geskenk aan wie? Aan Jesus. Ons verklaar, bevestig, omskryf en kondig aan, hulle wil seker maak dat julle dit hoor, om onderworpe te wees aan die Romeinse paus is vir almal volkome noodsaaklik vir verlossing. Dit wat van Christus gesê het, u het alle dinge onder u voete onderwerp, kan wel van toepassing op my wees. Ek het die mag van die koning van die konings, ek is alles en bo almal, sodat God self en ek, die vikaris van God, slegs een konsistensie het. Ons het een struktuur, ons is een. En ek is in staat om alles te doen wat God kan doen. Wat anders kan ek dus wees as God? Sit julle nog op julle stoele? Onfeilbaar. Protestante en katholieke, nader van mekaar of verder van mekaar? Verder van mekaar. It's like shooting God, Time Magazine, Mei 25, 1981, toe hierdie paus, die onlangse een gesê, 2 Thessalonicense sê, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van verderf, die teenstande wat hom verhef, bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Het hy dit gedoen, ja of nee? Absoluut. Maar 1948, die wêreldraad van kerke kom by mekaar. En die ortodokse kerk en die katholieke kerk maak nog nie deel daarvan uit nie. 1950, die paus verklaar die leerstelling van die hemelvaart. 1958,
die Wêreldraad van Kerke en die Nasionale Sendingsraad smelt saam. 1962, die paus roep Vatikaan II bymekaar. Wow, dis interessant. So hier is paus, Johannes die 23ste, hy roep Vatikaan II bymekaar. En wat besluit hulle? Hulle maak 'n wonderlike stelling. Hier is koerantberig, Karl Rahner. Wie was Karl Rahner? Karl Rahner was die Jesuïet wat opdrag gekry het om Vatikaan II se inligting te versprei in die wêreld. En die inligting is die volgende: voortaan kan alle mense bly wat hulle is en hulle kan gered word in hulle verskillende konfessies en gelowe, as net een voorwaardekie. En dit is, hulle moet die oppergesag van die paus aanvaar. En nou skielik gaan hierdie leerstelling in alle teologiese inrigtings in die wêreld in. En laat ek vir julle sê, die Jesuïte het elke protestantse leerstellige organisasie geïnfiltreer. En daar word geleer hierdie leerstellinge. So, almal kan gelukkig wees, die pausdom het verander. Jy kan nou gered word as Methodist, jy kan gered word as Anglikaan, jy kan gered word as NG lid, as AGS lid, jy kan gered word as Moslem, jy kan gered word as Boeddhis, maak nie saak wat jy is nie, mits jy die pausdom aanvaar. Probleempie. So hier is nou 'n boek wat voorgeskryf word in alle teologiese inrigtings, inkluis ons Afrikaanse teologiese inrigtings. No other name than Paul Nitter. Nou wie is hy? Well, Karl Rahner is nou al dood, maar Paul Nitter served as Divine Word missionary before assuming position at Xavier University, Cincinnati, en daar is hy nou die professor van teologie, en onder wie het hy studeer? Oepsie, Karl Rahner. So hy's 'n Jesuïet. En sy boek is geen ander naam nie, want die Bybel sê, jy gaan gered word deur geen ander naam behalwe deur wie? Jesus nie. Maar Nitter sê, nee, jy word gered deur enige ander naam. Dis hoekom maar 'n vraagteken is. So as jy die boek klaar gestudeer het, dan as jy studeer mekaar, jy weet meer waar jy is nie. En daar is 'n hele storie van hom agter op die boek, en dit sê, dat jy wel kan gered word deur enige ander naam. Saved by some other name, then he proceeds to show how this affirmation can be squared theologically with full Christian commitment. So jy kan maar glo en 'n Christen wees, dat jy gered kan word deur enige ander naam. En Vatikaan II het 'n paar ander, amper wil ek die Engelse woord surprises gebruik. Hy het 'n paar wonderlike dinge. Eenheid van alle Christene, Vatikaan II. Dit is Spiritus Domini, 16 April 1917. Alle Christene moet ekumenies gesind wees. Die ekumene word gedryf vanaf die Katolicisme en nie van die protestante nie. Want die Rooms-Katolieke Kerk is nie deel van die ekumene nie, want sy is die ma. Sy het nie afgeskei nie, die kinders moet terugkom. En dan, dit moet ingevoeg word in alle inrigtings van gevorderde studies. Met ander woorde, alle universiteite. Documents, Vatican II, bladsy 515. Kom ons kyk. Die katekisme van die Katolieke Kerk. Het die kerk verander? Die protestante sal sê, ja, sy het verander. Dis die nuutste katekese boek, hierso. Artikel 816. Die enigste kerk van Christus wat ons verlosser na sy opstanding aan Petrus toevertrou het, hierdie kerk georganiseer en saamgevat as 'n organisasie bestaan subsiditus in die Katolieke Kerk. Dan sê hulle daar, artikel 830, die Tweede Vatikaanse Konsilie oor ekumenese sê, dit is deur Christus se Katolieke Kerk alleen, which is the universal help towards salvation. So, die nuutste ene, hier in die 1990s geskryf, sê, net deur die Katolieke Kerk kan jy verlossing kry. Het hulle verander, ja of nee? Het hulle verander? Nee, maar protestante het die pil gesloek. Mond oop, wyd oop maak, sluk. Ja. Wounds to unity. Waar daar sondes is, daar kry jy schism. Wat is schism? Hulle het gedefinieer as nie die paus se oppergesag aanvaar nie. So, wie het gesondig deur die skeiding? Die paus of die protestante? Hulle sê die protestante. Dit was artikel 2089. Towards unity. Almal moet een word. Maar op katholieke prinsipe.
The Supreme Pontiff, artikel 837, net in die paus is dit moontlik. En kom ons vat dit alles saam, die finale oogmerk van ekumenisme, soos die Katolieke Kerk dit begryp, is eenheid in geloof, aanbidding en die erkenning van die geestelike oppergesag van die biskop van Rome. Kan ons dit aanvaar, ja of nee? Hy sê hy is God, hy sê hy is die oordele, hy is die onfeilbare. Kan ek onderwerp wees aan hom, ja of nee? Nee, kan nie. Dan, wat van die moslims en wat van die ander gelowe? Almal is in orde, mits hulle die paus aanvaar. Further questions answered, Bonaventure Hinwood, wat sê hy? Vatican II teaches in several places that the Catholic Church and it alone is the church founded by Jesus Christ. Net deur die Katholieke Kerk kan jy verlos word. En nou, kom ons gaan modern. Wat is die datum daar? September 5, 2000. Is dit lang gelede? Nee. Churches examine Vatican statement. Churches examine Vatican statement. The Vatican 36-page statement Tuesday said other Christian communities such as Anglicans or other Protestants are not churches in the proper sense. Oops. En dan sê hulle, hierdie kanon Oliver, minister of St. Thomas Anglican Church, wat sê hy? Hy sê, nou ja, I don't think it breaks any rules of dialogue. Dis okay, hulle kan maar so sê. Wat sê die ex-cathedra stelling van die paus, Dominus Iesus? Hy sê die volgende. Dis September 5, 2000, The Independent. Ons is baie modern nie. Die ander kerke is nie ons susters nie, beweer die Vatikaan nadruklik. Is nie ons susters nie, wat is hulle? Hulle is kinders. Kom ons vra hulle weer. Kardinaal Ratzinger, hy is die hoof van die doktrine vir doktrine en geloof, die stelsel. Dit is presies dieselfde as die ou inkwisisie. Kardinaal Ratzinger is die hoof van die inkwisisie, die huidige hoof. Hy sê, dit moet altyd duidelik wees dat die een heilige katholieke en apostoliese kerk nie die suster, maar die moeder van alle kerke is. So, daar is die datum, het die katholieke kerk verander, ja of nee? Nee, het nie verander nie. Wat sê die ander kerke? Hier kom die tekst van the declaration. The churches are stunned by the Pope's attack, Sunday Times. Protestant church leaders express disappointment, BBC, CNN, other churches are not the true faith, says Vatican. En so gaan ons aan, ons kan hulle allemaal lees, julle kan hulle lees op die video, ek het nie tyd daarvoor nie. Washington Post, wat skryf die Washington Post? Ek haal aan, September 6, 2000, 'n nuwe Vatikaanse dictum vandag uitgereik verklaar dat individue slegs volledige verlossing kan verkry van aardse sonde deur geestelike genade van die Katolieke Kerk en dat ander gelowe, insluitend die protestante Christenkerke, defekte besit wat hulle volgelinge in 'n ernstige defekte situasie plaas in die soeke na verlossing. Die doel volgens die Vatikaan is om die idee dat Katolicisme in God se oë gelykstaande aan byvoorbeeld Jode, Moslim, Hindus is, teen te staan. So wie is die oppergesag op aarde? Die Katolieke Kerk. En al die ander is kinders. Kindertjies. Kom terug. Nou, hoe kry 'n mens die kinders terug? As die kinders duidelik in die skrif kan sien, hier is 'n probleem. Die antwoord lê, die skrif moenie meer norminatief word nie, die gevoel moet norminatief word. So ek berus my op wat ek voel, ek berus my nie op wat staan geskrywe nie. So nou kom ons kyk netjies hoe Vatikaan II dit gedefinieer het. Dit was 1960s, hier, vroeg, 61. Any effort to be made to make Sunday a rest day. Document Vatican II, bladsy 117. So Sondag moet die rustdag word vir die hele wêreld. Dan sê dit, die Eucharist, die Eucharistie, moet elke Sondag die hart van die kerk word. En die paschal geheimnis moet gevier word. Terloops, kan ek deelneem aan 'n katholieke mis as ek weet dat die Bybel sê Christus is een keer geoffer, ja of nee? Nee, ek kan nie daaraan deelneem nie, maar dit moet die hart word van alle Sondag aanbidding. Dokument Vatikaan II. Dan, dit moet, ek is baie allergies teen hierdie woord, 'n celebration word, 'n feesviering. So, Sondag moenie weer woordgebonde word nie, dit moet 'n feesdag word. Dit moet 'n feesdag word. En daar mag nie een ander dag wees wat belangriker as dit nie. Heilige Moeder Kerk glo dat to celebrate
tyd om fees te vier, is die werk van die goddelike eggenoot. En dan noem hulle dit die Lord's Day, waar hulle die opstanding vier. En dan, weer eens, dit is die Sondag by mekaar koms. The Lord's Day, hulle katekismes, dat 2174, we all gather on the day of the sun. It's the 8th day, the first day. Hulle erken het. Dit is nie die 7de dag nie, dit is verander deur Rome. Dit is 'n ander lesing, ons het hom klaar gedoen. Sunday Eucharist, dit sê daar, the Sunday celebration of the Lord's Day in his Eucharist is the heart of the Christian church. Ek kan nie deel wees daaraan nie, want ek kan nie deelneem aan die Eucharistie nie. En dan the Sabbath, in Christ's Passover, Sunday fulfills the spiritual truth of the Jewish Sabbath. So die Sabbat, wat hulle die Joodse Sabbat noem, daar is nie so 'n ding nie, want die Sabbat kom van die skepping af, is weg, Sondag neem sy plek, en in artikel 2178 erken hulle dit is 'n tradisie, dis nie in die Bybel nie. En die hele protestantse wêreld glo Sabbat is Sondag. En nou, hoe maak 'n mens kerk lewendig? Vatikaan dokument bladsy 83. Hier sê hulle, the format of the celebration and the degree of participation in it should be varied as much as possible, according to the solemnity and the congregation. So as julle by mekaar kom om kerk te hou, kyk die mense mooi deur, en as hulle lewendig is, dan maak hulle lewendig. As hulle bietjie meer somber is, nou ja, dan wees 'n bietjie meer somber. En hoe lank moet dit aangaan? Dan moet 'n liturgie word totdat daar een herde is en een gemeente. Wie gaan die herde wees terloops? Die paus. En dan artikel, dokument, Vatikaan 2, bladsy 91, ons moet heerlike liedjies sing, popular religious songs, so musiek moet belangrik word. Physical movement, dokument Vatikaan 2, bladsy 84, hier sê dit, it must be external also. Jy kan nie net stil sit in die kerk soos julle nie, mense kry lewe, spring op, dans 'n bietjie, gaan mal. Gestures, bodily attitudes, acclamations, responses, singings. So, die woord, minder en minder, aktiwiteit meer en meer en meer. Baie gevaarlik, baie slim, briljant. En hoe moet die musiek wees? Die musiek moet emosies opwek. Want as jy emosies het, dan dink jy dis van God. Maar die emosies kan van 'n ander plek afkom. En hier sê hulle in hulle katekismes, artikel 1157, oor die musiek, how I wept, deeply moved by your hymns and songs and the voices that echoed through the church. Ek het gehuil en die trane het geloop en dit is die belewenis van die Christendom. Die kognitiewe moet verdwyn, die gevoel moet oorneem. En die paus 80 jaar oud begin popmusiek inbring in die kerk. En hy self verskyn op die verhoog met sy rockbands en daar sy eie persoonlike rockband. En daar het ons Jesus gekruisig op 'n gitaar. Interessant. 1967, die Heilige Gees in aanhalingstekens word uitgestort op die Katolieke in die Duquesne Universiteit. 68, Opsele vergadering van die Wêreldraad, 75, hier verander die dinge grootliks, hier kom die protestante en almal by mekaar en hulle begin hier 'n baie interessante ding. 1975 praat die paus met 10,000 mense en paus Paulus die 6de begin in tale praat. Hy is ekstaties. So, daar is die foto, biskoppe, aartsbiskoppe, kardinale, terwyl hulle met moeite hul hoofbedekkings op hulle plek hou, sing en dans in ekstase, omhels mekaar en rig hulle arms op na die hemel, en paus Paulus sê sy toespraak is onderbreekte ekstase. Christianity Today, Junie 6, 1975. So, die charismatiese beweging bring protestantisme en katholicisme by meen. Die Lutherse kerk en die Romeinse kerk vier gemeenskaplike nagmale en hulle sê papal primacy in the universal church. Hulle gaan weer saam, die paus is die opperhoof. Die presbyteriane, die congregationaliste en die methodiste werk saam met die anglikane en hulle werk weer saam met Rome. Colin Buchanan skryf, die verskyning van die kerk van Rome as vernoot in die ekumeniese bespreking en die uitwerking van die charismatiese beweging het die ekumeniese verhoudings totaal verander. Wie het die charismatiese beweging begin?
Vatikaan II. So wie het dit ingelyf? Ek wil vir julle nou sê, dis Rooms-Katolieke. Ek wil vir julle nou sê, die grootste priesters in die protestantse wêreld is vrymesselaars. Hulle is Katolieke. Hulle gee hulle voor as protestante. En die hele ganse protestantse wêreld sluk dit. 1975, hulle bring 'n gemeenskaplike katekismus uit. Hulle sê die 10 gebooie, grootliks beïnvloed deur die tyd waarin hulle opgestel is. Baie tekste in die Nuwe Testament, hulle is nie deur Jesus geplaat nie, is in die mond van Jesus geplaat. Die historiese Jesus het die goed nooit gesê nie. Kan jy sien die Bybel afgebreek word? Verskriklik. En dan die fisiese opstanding, groot probleem vir die nuwe moderne siege. Ons hoef nie daai goed te glo nie. In 1977 sterf hierdie paus en hulle sê, hy is die eerste paus wat hulle almal gelok het. Dit blyk paslik te wees dat die enigste toekomstige samesmelting in wêreldprimaatskap soos beskryf, gehou moet word deur die biskop, die Romeinse bisdom. London Church Time, 1977, gee hulle toe, hulle wil teruggaan na Rome toe. Anglikaanse aartsbiskop, hier Robert Rancy is 'n span, hulle gaan terug Rome toe. Daar is die twee bymekaar, die Katoliek en Rancy, die aartsbiskop daar van Canterbury, van die Anglikane. Daar is die paus en Rancy, hulle onderteken die dokument. Die paus is die opperhoof van die kerke. En daar gee hulle die vrymesselaar tekens. Môre aand sal ek dit baie duidelik maak. Moenie môre aand se lesings misloop nie, want môre aand gaan die hele politieke wêreld bespreek en al die vrymesselaars op die skerm sit, een na die ander, honderde van hulle. Honderde, letterlik. Daar gee hulle die teken, is 'n vrymesselaar besluit, tyd om in te gaan. Die koningin is nie meer die koning is nie meer die beskermer van die geloof nie. Nee, hierdie mannetjie geklee in swart, die paus in wit, baie interessant, en Rancy ook hier by mekaar, en die kerke by mekaar, en die volgende aartsbiskop van Canterbury is Carey, en hy's 'n talespreker daar, speaking in tongues and other gifts of the Holy Spirit. Die charismatiese beweging bring Rooms-Katolicisme en die protestantse wêreld by mekaar. Vraag, op grond van die skrif, of op grond van die gees? Daai gees, in aanhalingstekens. Want daai gees praat nie volgens die skrif nie. So daai gees kan nie die Heilige Gees wees nie. Romeward bound, terug na Rome toe. Die paus se eie boek, Crossing the Thresholds of Hope, sê, in die jaar 2000 moet ons almal by mekaar wees. For unity, all churches must accept papal authority. Dit was 1995, hier in ons eie Southern Cross. Ndogane sê, almal moet eenheid soek onder die pausdom. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is geskrywe nie. Openbaring 13 vers 8 sê, hulle sal hom volg. Daar is die dom in Berlyn. Ek het omtrent die ritteltyd gekry. Dit is die grootste protestantse kerk in Europa, die kernkerk. Daar sien ons wat? Kerse en beelde van Maria. Ongelooflik, Weltbeeld publiseer hierdie artikel hier so waar hulle wys, Luther en die paus maak vrede. Op wie se terme? Luther se terme of die paus se terme? Kom ons kyk. Hier in Mainz, Duitsland, 1980, gebede by biskop Kettler se graf. 1980 in Fulda, Duitsland sê, ekumene is 'n dringende taak, sê die paus. En dan, Christians forging for a new era, Churches Pact Herald, Episcopal Lutheran Pact, al die kerke, skielik, poem, ortodokse kerke, hier kom hulle by mekaar. Heiße Eisen, alte Zöpfe, die paus mag nie meer antichrist genoem word nie, besluit hier van die raad van protestantse kerke in Duitsland. Die paus mag nie meer antichrist genoem word nie. Ekumene, verskillende godsdienste by mekaar, half a millennium rift. Die skeuring is op 'n einde. Die paus en Martin Luther kom by mekaar. En dan, ek gaan sterf. The Telegraph, December 31, 94, Germany calls to ask, forgive Luther. Martin Luther moet vergewe word vir sy sonde. Wat was sy sonde? Dat hy gewys het dat wat die paus nie doen, is nie Bybels nie. En ons eie kerk in die land, dit was 1991, toe was professor Jan Heinz nog die
hoof. Selfs by wêreldkerkberaad triomfeer die waarheid nie altyd nie. En dan sê hy, wat Heinz was, sê, of het gesê, dat deur die katholieke mystiek en die ikone en die dinge in die kerk te verontagsaam, het ons 'n deel van ons siege verloor. Oeps! Wat sê hulle? Wat sê hulle? Wat van hierdie ikone? Saltstar, September 2000. Ons praat van nou. Ons praat nie hier van honderde duisende jare gelede nie. Ons praat van nou. Ikone word dwars deur die wêreld gestuur. Hier word 'n ikoon gestuur dwars deur Amerika nou deur die Knights of Columbus. It's wonderful. En ek hoop dat baie vir hierdie beelde gaan bid. Oral in die hele wêreld. Hulle gaan absoluut mal. And then the Joint Declaration of Lutherans and Catholics, Fundamental Evangelism, Joint Declaration on the Doctrine of Justification. Hulle kom almal by mekaar, hulle besluit, hulle aanvaar die goue middelweg. Laat ek vir julle baie duidelik sê. Hy's so slim geskryf. Hy's briljant geskryf. Ek het daai hele ding gelees. Briljant geskryf. Maar hy's katholiek soos kan kom. En hy is briljant. Dan, Julie 2000. Theologen wollen lebendiger werden in Europa. Dis al klaar chaos. Die mense rol en hulle lag en hulle gooi op en hulle maak hulle broeke vol en hulle gaan te kere, maar hulle wil nog lewendiger word. Hoekom moet hulle so lewendig word? Hoekom? Want as jy so lewendig is, dan kom jy nie tot die punt waar die woord norminatief is nie, die gees is norminatief. Maar waarheen lei die gees? Samesmelting. En die kerke is almal bymekaar, hand aan hand. Gedurende die afgelope jaar het baie leiers van nasionale kerke wegbeweeg van die geen kommentaar na die mening dat die charismatiese beweging die beste hoop bied op herlewing van die kerk in die laaste dekades van die eeu. Professor Hollingberger, Birmingham Universiteit, die charismatiese beweging het geweldige potensiaal om vertroue te skep en agterdog uit die weg te ruim tussen botsende groepe en om 'n platform daar te stel van waar mense eerlik en openlik kan praat sonder om gepolariseer te word. Alreeds die Rooms-Katolieke en Anglikane bymekaar te bring, het die charismatiese beweging wonderwerke verrig. Tekens en wonderwerke, maar ek is jammer om vanaand te sê dis nie Bybels nie. Want ons gaan terug na die oppergesag van 'n mens. En ek glo in die oppergesag van Jesus Christus en niemand anders nie. En dan, The Argus, 1972 skryf hulle charismatiese golf van eenheid tussen SA kerke. Ek hoef dit goed net aan te haal, ek wil niks sê nie, ek sit dit net daar neer, lees dit self. 'n ongekende gees van eenheid tussen die Rooms-Katolieke Protestante en Pinksterkerke in Suid-Afrika is volgens kerklei besig om te versprei. Op ons eie agterstoep was daar oorweldigende reaksie van Rooms-Katolieke en Anglikane ver bo ons denke en navraag. Pinkster, ortodokse kerke, 'n punt van ontmoeting. Hulle het iets in gemeen, die gees. Maar waar lei die gees heen? Dr. Bam van die NG Kerk het gesê, die tyd is meer as ryp om te kyk na wat ons in gemeen het en nie slegs na wat ons verdeel nie. Professor Heinz Ben-Marais het hom hierin ondersteun, die kerke moet een word. Pastoor Justus Du Plessis van die AGS Kerk het wêreldleiers van die charismatiese kerk versoek om kragte saam te snoer met die Rooms-Katolieke Kerk. Dirk Hatting, moderator van die NG Kerk in die Weskaap destyds het gesê, die kerk in Suid-Afrika kan nie eenheid in Christus ontken nie. Die kerk moet ernstig streef na sigbare eenheid. Maar eenheid in wat? Eenheid in waarheid of eenheid in iets anders? Dr. Beyers Nodee, voormalige hoofsekretaris van Suid-Afrikaanse Raad van Kerke, daar is geen skriftuurlike rede waarom die kerke in Suid-Afrika nie een kan word nie. Ek weet nie of hy 'n ander Bybel het as ek nie. Maar ek het 'n probleem, ek kan nie een word met die Rooms-Katolieke Kerk. Biskop Stanley Magoba, voorsitter van die Methodiste Kerk, die groot uitdaging van die verskillende kerke is om met een profetiese stem tot die staat te spreek en sterk gemeenskaplike basis bestaan steeds tussen die kerk. En weet jy wat? Dit klink goed. Dit klink so goed dat die hele ganse mensdom hierdeur mislei gaan word. Dis tyd dat die kerk iets sê. Dis tyd, dit kan nie so aangaan nie. Nou sê die kerk goeie dinge, en dan koop jy die verkeerde saam met die goeie, want valse leerstellings moet altyd ry op die rug van goeie leerstellings. Hier is Ms. Chung
Kyung, waar sy verskyn het as die inleidende priesteres by die Wêreldraad van Kerke in Australië, en daar het sy 'n lys, want sy het die geeste van die afgestorwenes opgeroep, so een na die ander, Martin Luther King en almal van hulle, en toe het sy ook die gees van Jesus Christus opgeroep. Wat 'n vermetelheid. En toe het hulle dit verbrand onder groot gedans en paganistiese aktiwiteite. En ons eie mense was daar en sê, nou, so lyk nie nou baie Bybels nie, man, soos ten minste almal een. Is dit reg? Is dit reg? Wêreldraad van Kerke se 7de byeenkoms gehou in Canberra, Australië gedurende die 90e jare. Kom Heilige Gees, vernuwe die hele skepping. Wat se Heilige Gees is dit? Die Bybel sê daar gaan 'n valse gees uitgestort word wat die gees van wat is? Duiwels. Hoekom verleen die Wêreldraad van Kerke prominensie aan demoonagtige voorvaderlike geeste? Hoekom? Hoekom? Bringing ancestors to the mass. Hoekom gaan al hierdie dinge weer terug? 1968, die paus besoek 'n Joodse sinagoge. Nou kom ons by die ander gelowe. Kom ons kyk na die Jode. Die FSA, ons gaan kyk vir baie mense, en ook vir Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme en Judaïsme. In Rusland, die charismatiese beweging gaan in, ons eie Ray McCauley gaan soontoe, en hy preek, en almal val. Hier het ons die hoofrabbi, naamlik Rabbi Robert Jacobs, en hy gaan nou sê wat die Joodse geloof glo van Rooms-Katolicisme. En laat ek vir julle sê, vandag se Jode is nie Jode nie. Hulle is Kabbalisme. Daar is net 'n handvol ortodokse Jode wat glo wat die Ou Testament sê. Die res is kabbalistiese Jode. Julle kan maar kyk, die koerante, almal sê, selfs Time Magazine, Kabbalisme, dis wat dit is, die Kabbal. Nou die Kabbal is 'n mengsel tussen Babiloniese geloof en Joodse geloof. Dis 'n mengsel. En die Kabbal glo in mystiek, en die Kabbal glo in verskillende vlakke, 10 vlakke, en die Kabbal glo dat die Shekinah vroulik is, en dat God geslagtelik verkeer met sy mense deur die Shekinah, en die Kabbal, ek gaan aan gaan oor wat die Kabbal glo, en hulle heilige dag in die geheim is Sondag, nie Saterdag nie, die 7de dag nie, hulle is sonaanbidders. Interessant, wat sê hierdie man van die paus? And in 1965, Vatican II changed that. Jacob says the Second Vatican Council marked an historic turnaround for Catholic-Jewish relations. And he says John Paul II has done extraordinary things to show respect for Judaism. He was the first pope to visit a synagogue. No pope in Roman history has ever done what he has done. It gives all Jews a feeling that for the first time in Christian church history, Judaism is appreciated as having its own integrity and is not demeaned. I think it's a tremendous privilege to meet this extraordinary Pope. So ons sien, die Joodse geloof is bereid om te luister. Hier is nog 'n video, en dit was toe hulle bymekaar gekom het, by die pauslike gemeentelike byeenkoms in St. Louis, en dit is die woorde wat hy gesê het voor die paus. Will rejoice and blossom. They will blossom with abundant flowers and rejoice with joyful song. So die paus word opgehemel as die sentrale figuur. Hier is die ortodokse kerk. Alexei word die nuwe biskop, die nuwe hoof van die kerk. Maar wat is hy? Hy's 'n ekumenis. Dit beteken hy is onderworpe aan die pausdom. Hier is kardinaal Cassidy en die bevordering van eenheid van die kerke. En daar, nadat hulle dit aanvaar het, mag die kerk gloei, en Time Magazine sê, toe Rusland oopmaak, die Jesuite onmiddellik oorgeneem. Today, Jesuit energies are directed to a multitude of causes, from agitating against dictatorships in Africa to championing the cause of India's downtrodden. Oral is die Jesuite in elke land. Daar is die paus saam met die ortodokse kerke by mekaar, die ekumene. Terloops is 'n baie interessante foto, so vry mes al 'n foto, maar dit vanmôre aand.
En dan revival, herlewing. Nou mag die kerk weer groei. Wêreldherlewing in Burma, Shintoïsme, in Japan, Hindoeïsme, Kambodja, oral herlewing van al die kerke. En hierdie hoof van die ortodokse, Grieks-ortodokse kerk, Bartholomew sy naam, sê, hy sal hom onderwerp. Nie deur dit in woorde te sê, maar hy laat toe dat die paus praat in sy teenwoordigheid en te sê dat hy die opperhoof van alle kerke is, sonder om te berispe. En in die wet, juridies gesproke, is dit 'n aanvaarding van die oppergesag. So daar is die foto's van die twee bymekaar. Israel chief rabbi pays a visit to the Pope, en Israel nooi die paus na die heilige land, en hier is 'n regstelling met Schindler se weduwee, so alles vir die wêreld, die Jode en die Katolicisme onder een dak. Islam. Opening van die islamitiese kulturele sentrum in Rome. Katolieke biskoppe het die voorsitterskap beglee. Paus Johannes Paulus II het die geleentheid begroet as 'n duidelike teken van godsdienstvryheid, Junie 95. Islam is eintlik onder die pausdom. Hier is die paus saam met Yasser Arafat, en hier stap hulle in Jerusalem, en hulle is almal saam onder een dak. Daar sit die Jode, daar sit Islam, die paus sit in die middel. Die twist wat daar nou aan die gang is om hierdie kamstige Bybelse voorspelling van 'n aardse koninkryk aan die gang te sit. Moenie daardeur verwar word nie, want die sentrale figuur is die paus. En Katholieke Akademie van Trier, hier het hulle die islamitiese tekens ingesit, der Traum alle als Gottes vergessene Sprache, theologisches, psychologisches Seminar, die kom hulle almal by mekaar. Die sirkel terloops is 'n teken hier, in hierdie geval, van Lucifer. Daar is die teken van die Joodse tekens. Die hele ding is heidens en Katholicisme de mekaar. Hier het ons ook die vereniging van die verskillende gelowe, en dan die Papal Seminary, die pauslike seminare, al die gelowe van die wêreld, almal by mekaar onder een dak, die 5-puntster in die middel, die mens, die getal van die gehoorsaamheid, en dan natuurlik hierdie fantastiese medalje wat hulle druk, dis die embleem van die Centenary of the Catholic Church in Cameroon, is vol vrymeselaar, maar ons sal dit môre aand verduidelik. Julle kan sien dat die embleme wat hulle gebruik is heidens, is die kalianten, dis die mandala, en die mandalas word gebruik om te visualiseer en in 'n ander dimensie in te gaan, en om daai ander god, Lucifer, te bereik. Die paus en die Dalai Lama, dis boeddhisme, terloops dis vrymeselaar tekens wat ons hier sien. Môre aand sal dit duidelik word, vat dit maar nou net voorlopig. En dan hierdie man, dit maak my hart seer om hierdie dinge te sê. Julle ken homself, dis Billy Graham. En hier is die groot herlewing, Christian Winter. Daar sien ons sy koneksies met hoë vrymeselaars soos Richard Nixon. When you went into the ministry, politics lost one of its potentially greatest practitioners. So baie bekende persoon, en ek wil nou nie snaaks wees nie, en ek wil ook nie lelik wees nie, maar elkeen van hierdie foto's is 'n vrymeselaar foto, elkeen van hulle. Ek sal dit môre aand volledig behandel. Hoe weet ek dat hierdie man nie werklik die protestantisme op die hart dra nie? Al praat hy pragtig, al praat hy met duisende mense, hier sien julle hom, kry hy 'n graad van 'n Rooms-Katholieke College, 'n eregraad vir sy werk wat hy doen. So die Katholieke vereer vir Billy Graham, met die ontvangs van sy eredoktorsgraad van die Rooms-Katholieke Belmont College, sê Billy Graham, die evangelie wat hierdie college gestig het, is dieselfde evangelie wat ek vandag preek. Daar is sy eie woorde. Daar is sy eie woorde. Ek hoef niks eers te sê nie. My hart is baie seer om julle hierdie dinge vanaand te sê. Maar hierdie wêreld staan voor sy grootste misleiding in die geskiedenis van die aarde. Glo my, julle het nog niks gesien nie. Moenie die res van die lesings misloop nie. Dit is ook 'n vrymeselaarstekens terloops. En ons weet dat dit lyk soos normale tekens, maar as die pers wat deur die vrymeselaars beheer is, 'n foto vat
en daai spesifieke foto publiseer, en altyd daai spesifieke foto's, met 'n spesifieke tendens, dan moet jy weet, dit is 'n insider binnekring besluit vir die inbring van die nuwe wêreldorde. Religious News Services berig op 13 Januarie 1981, Paus Johannes Paulus het vir byna 2 ure in geheime onderhoud gehad met eerwaarde Billy Graham, die wêreld se mees bekende protestantse evangelis. En dan natuurlik die Christelike koalisie in die FSA. Die hele ding word gestuur deur baie hoë binnekringkoppe. En hier, al die manne in swart, hulle onderteken die gesamentlike Katolieke en protestantse dokument waar die pausdom die opperhoof is. En dan, glo dit of te nie, dit is protestante die. Of hulle noem hulle self protestante, maar ek glo natuurlik nie dat dit eintlik protestant is, dis eintlik ingesypel, want baie van hierdie priesters en biskoppe in hierdie episkopale kerke is eintlik van Rooms-Katolieke herkoms. Wat sê hierdie biskoppe Saterdag Mei 10, 1997? Death of Protestantism foretold. 1914 het hulle gesê dat hierdie ou prostituut, hierdie ou heks sal nie meer lank op hierdie aarde wees nie. Onthou julle daai ding? Die woord van die Here sê aan ons dat wat ons nou aanskou, ek haal hier uit die Koran, die einde is van 'n era, dat God besig is om sy tempel te herstel en dat daar 'n priesterskap sal wees, 'n episkopaat wat in apostoliese opvolging was. Die hoofverskil tussen protestante geloof en katolicisme is dat daar 'n opeenvolging van hierdie apostels is, waarvan die paus nou die herder is. Kom ons lees verder wat hulle sê. Daar is dit alles geskrywe. Meneer Adler sê dat na die preek hy opgestaan het om 'n profetiese woord te gee, maar dat hy op die grond neergeval het, let op die charismatiese aktiwiteite, en vir 45 minute gehuil het. Dis nou die biskop met sy hooftoesel, daar lê hy. En hy sê, toe sê hy, ons het almal aangevoel wat God besig was om vir ons te sê. Ons is besig om die einde van protestantisme te aanskou. God se kerk is katoliek, het hy verklaar. Dit was katoliek in die begin en dit sal katoliek wees aan die einde. Waarheen is ons op pad? Ons is op pad na die koninkryk van die Antichrist. Churches agree. Nou is ons by Junie 1999. Churches agree. Pope has overall authority. Dis die Daily Telegraph in Londen. So die kerke stem saam. Wat stem hulle saam? The Pope was recognized as the overall authority in the Christian world by an Anglican Roman Catholic Commission. So die paus is gister erken as die algehele gesag in die Christelike wêreld, die Anglikaanse en Rooms-Katolieke Kommissie, wat hom beskryf as 'n geskenk wat deur alle kerke ontvang moet word. Sjoe. A gift of authority. Dis 'n geskenk van autoriteit. Aanvaar tog nou sy autoriteit. Dis wat hulle sê. En wat leer die kerk in Engeland, die protestantse kerk? Ek hoop, hou vas julle stoele. Wat is die datum? Augustus 28, 2000. Ons is baie modern vanaand. Churches should hold seances. The Times, Monday, August 28. Wat sê hulle? Kerke moet by mekaar kom, hulle moet seances hou, hulle moet praat met die geeste van die afgestorwenes, en hulle moet tog asseblief veral ook die ateïste wat gesterf het help. Want hulle sukkel 'n bietjie daar aan die ander kant, want hulle was ateïste en nou lewe hulle daar aan die ander kant. En dis 'n bietjie van 'n moeilike ding vir hulle. Help hulle 'n bietjie reg. Kan jy so verward wees as die Bybel dit ten strengste verbied? As jy waarheid prysgee, uiteindelik kom dit soos 'n golf en dit sluk jou in. En dan op die ou einde is jy sonder anker en jy dryf Rome toe. En dit sluit alle kerke in die wêreld in. Dit sluit die Methodiste in, die Anglikane, die NG Kerk, ons het hulle almal gesien. Almal van hulle is ekumenies. En ekumene beteken een ding, die aanvaarding van die oppergesag van die paus. En niks anders nie. En die Bybel sê die hele wêreld volg hom. En die Bybel sê aanvaar nie sy merkteken nie,
Moenie die merkteken van die dier aanvaar nie. Hy sê dis die Sondag, dis sy merkteken, moenie dit aanvaar nie. Die verskil lê nou by die Bybel. Kies julle vandag wie julle wil dien. Is ek mal? Of is ek nie die enigste een? Nee, is ander protestante wat dit ook sien. God het sy mense. Ek sê vir julle, God het sy mense. Hier is 'n man met die naam van James R. White. Hy skryf, dis 'n onlangse boek, baie onlangs, The Roman Catholic Controversy. En hy skryf hier in hierdie boek alles waaroor ons gesê het. Onder andere sê hy, Council of Trent 1546, to check the unbridled spirit, it decrees that no one relying on his own judgment shall in all matters of faith and morals pertaining to the edification of Christian doctrine, distorting the Holy Scriptures in accordance with his own comes, en so gaan hy aan en aan. Met ander woorde wat hy sê, die katholieke kerk sê, niemand mag die Bybel self interpreteer nie, net die paus mag het vir jou doen. Ons het gesien hoe pragtig hulle dit doen. Jy moet die bopunt van jou staf aanbid. Hallo, kan jy vir my help, stafie? Ek het iets nodig. Wat 'n nonsens! Is daar nie 'n Here in die hemel wat ons kan help nie? Hoekom moet ons na die knop van 'n staf bid? Baie dankie, ek wil dit nie doen nie. Hierdie paus word verklaar as die superster van die wêreld. En het hy verander? Het daar een enkele doktrine wat na die reformatie toegelei het, verander? Daar sy eie boel. The refinement of evil, 'n verfyning van boosheid, sy eie boel, waar hy sê, nie een punt is verander nie. So wie het verander? Protestantisme of katholicisme? Wie het verander? Sê julle vir my, sê. Protestante het verander. Die kinders gaan terug mamma toe. Dis wat gebeur het. Mamma het nie verander nie. Ons het gesien nou, die jongste uitlating van die kerk. Die kerk sê, net deur my gaan julle gered word. En moenie dink dat julle enigstens goed genoeg is nie. Net ek is. Het hulle dit gesê, kardinaal Ratzinger, het ek dit gelees? Die nuutste dictum van die Rooms-Katholieke kerk. Daar is hy, kardinaal Ratzinger, keeper of the straight and narrow, Duitsgebore kardinaal Josef Ratzinger, hoof van die kongregasie van leerstelling en geloof. Dis die Inquisisie. Die Inquisisie leef, die Inquisisie is in die plek, die Inquisisie gaan dieselfde dinge doen wat hy in die middeleeu gedoen het. Binnekort. Ek hoop en ek bid elke aand, en nou is ek baie ernstig, dat elkeen wat hier in hierdie saal sit vanaand, aan die verkeerde kant van daai Inquisisie sal sit. Ek bid dit ernstig. Want net so kan julle gered word. En hier is die groot katholieke wat so opgehemel word deur die protestantse. Hans Küng, hy's 'n vrymesselaar. Hy's 'n onder die skerms Jesuïet wat werk. En ek sal dit môre vir julle bewys. Hier is 'n vrymesselaar prent, waar die paus daar staan, Küng hier, wat die protestante ingetrek het in die geloof in, maak vrymesselaar gesig, die Joodse horing en Islam almal buig neer vir die pausdom. En toe begin dit vorm kry. 1986, Assisi. Mense, ek weet nie of julle weet wat aangaan in die wêreld nie. Die man in wit is in die middel, en al die gelowe van die wêreld is hier gerepresenteer. Vanaf, daar staan Ransi, daar is die ortodokse kerke, hier is die Dalai Lama, Islam, al die gelowe van die wêreld. En wie is die segsman? Paus. En dit word genoem die fees van Assisi. Daar is 'n ander foto daarvan, om vir julle nog 'n paar van die mensies meer te wys. Almal van hulle. En die segsman, die sentrale figuur, is die paus. En trouwens, nou net in New York, hierdie maand, die eerste van hierdie maand, het hulle bymekaar gekom en hulle het gesê, al die kerke praat uit een mond, en hulle is almal onderdanig aan daardie man, die paus. Trouwens, hier is die paus, saam met voodoo geestelikes, wat demone oproep, en wat absoluut uiters demoniese dinge doen, en hulle is eensgesind. Boeddhisme, moenie dink daar's 'n verskil tussen die gelowe nie, die oppergesag van alle gelowe is die paus in die wêreld. Hier is sonaanbidding, hier het hulle gewag vir die nuwe jaar 2000. Hier sien ons sonkerse. Nou let op hoe hulle lyk, dit is sulke bekertjies waarin die kersie aangesteek word, hier aanbid hulle vir Soraya. Hier is die
bymekaar koms van al die gelowe van die wêreld. Daar sien ons die Joodse gelowe, daar sien ons tekens van die Christelike kerk, die son is heel bo, sonaanbidding, daar het ons Islam, en hier is die titelblad van die Rotariese biskop Lehmann se dokument, en hier is die embleem van die wêreldkonferensie van godsdienste, al die gelowe bymekaar, al die gelowe van Boeddhisme, Christendom en Islam en die Joodse gelowe, en binnein maak het 'n 5-punt ster. Dan het ons in Suid-Afrika gehad, die parlement van die wêreldse gelowe, hier in Kaapstad, Desember 99, en ons bou een wêreld, en die vlamme wat ons daar sien, terloops is baie interessant, ons sal daaroor ook gesels. En nou wil ek vir julle 'n videoetjie wys. Dit was aan die einde van jaar, dit was die herfees van Assisi. Alle gelowe bymekaar, en dit is gevier net om en by Kersfees in Rome. Alle gelowe bymekaar, al die gelowe buig voor die paus neer. Daar is 3 kerse, wat symbool is van vrymesselary, want daar is 3 kerse. Dit is die son, die maan en die aanbidbare meester, die worshipful master. Dit is die vrymesselaars teken. Al die kerse word aangesteek van daai kerse, die mense loop met daai kerse, al die geloofsrigtings van die Dalai Lama, tot by al die oosterse gelowe, tot by al die ortodokse gelowe, tot by die Islam, tot by die protestante, een na die ander kom hulle, en hulle vat die hand van die paus en hulle buig voor hom neer. En die musiek wat in die agtergrond speel, is die top rock band van Italië. En dit is direk uitgesaai op Italiaanse televisie. So ek het dit nie opgemaak nie, dis hoe dit is. Kyk mooi. Daar is die 3 kerse, vrymesselary. Daar kom hulle en buig voor hom neer, dis die band. Daar is die Dalai Lama met sy sonkers. Daar kom hulle almal na die paus toe. Daar is die Dalai Lama. Japanese Boeddhisme, orthodox. En die protestante. Hier is 'n spiegel wat uitgekom het, en op hom is Rome. En ek kan nie glo wat ek hier sien nie. Julle moet onthou dat die Spiegel is 'n tydskrif wat eintlik beheer word deur die binnekringe, net soos die groot tydskrifte geregeer word. Daar het ons aan die linkerkant, het ons vir die keisers, en hulle het die een vinger in die lug, so, die keiser. Daar is die symbool van die staat, en die een vinger is so in die lug. So, die staat kom by mekaar, die vingers is al twee een in die lug, dis 'n vrymesselaar manifest. Dan het ons hier die paus, die ewige stad, en dan, ek kan dit amper nie glo nie, die vrou. Maar dit is nie die rein vrou nie, dit is die prostituut. En ek sal vir julle wys, dat hulle is glad nie skaam, dat die Bybel hulle die prostituut noem nie. Trouwens, in die binnekringe is hulle trots daarop, dat hulle is hierdie mag, waarvan die Bybel praat. So, al die gelowe in die wêreld, onderdanig aan een persoon. Openbaring 17 vers 18 sê, en die vrou wat jy gesien het, is die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde. Het julle dit vanaand gesien in terme van die kerke, ja of nee? Ja, julle het dit gesien met julle eie oë.
Dis 'n feit, ons kan dit nie wegpraat nie. Die Bybel is 100% korrek. Ons gaan môre aand gesels oor die konings van alle lande, met ander woorde, al die politieke instansies. En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit haar uit my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê, en van haar pla ontvang nie. Openbaring 18 vers 4. Vanaand was 'n baie ernstige lesing. En ek wil 'n beroep op julle doen, om nie uit te hardloop, en vir almal te gaan sê, wat ons vanaand hier gepraat het nie. Dink daaroor, laat die Heilige Gees met julle praat, en kom eers tot 'n besef van die ernstigheid van die tye waarin ons leef. En kom luister môre, want dit gaan dit aanval. En luister die dag daarna. En die hele storie gaan nou in hierdie week voor julle oë ontvou. Die onsaglike leuns wat vertel word, en die mense lewens wat opgeoffer word, en die lyding en die mishandeling, en alles wat aangaan in die wêreld, is te verskriklik om te glo. Maar dit is so. Omdat dit so 'n ernstige saak is, kom ons vra net die Here se seën. Hemelse Vader, wat kan ons sê? Ons is so dankbaar dat U al hierdie dinge vooruit gesê het. En ons is so dankbaar dat U so goed is en vol goeie tierendheid, en nie wil hê dat een verlore mag gaan nie, en dat U so geduldig is, want U weet, U het kinders in al hierdie kerke. U het kinders in die Romeinse kerk, U het kinders in Boeddhisme, U het kinders oral. Maar U vra hulle om uit te kom. Ek bid, Here, dat U Gees, U mooi Gees, U sagmoedige Gees, uitgestort word in alle harte, sodat mense 'n besluit kan maak, en dat hulle U mag kies, en U mag volg, want U alleen is waardig, in Jesus naam. Amen. Gaan dit goed met julle, sien julle môre aand, mag die Here saam met julle wees. Dankie.